Goeiemôre, dag luisteraars. Vandag gepraat met Leon Lou. Hy is 'n inwoner van Stilbaai, 'n graad 8 leerder van Hoërskool Langehof van Riversdal. Leon het 'n groot liefde vir musiek, speel self gitaar, interessante versamelings wat hy onlangs by Stokperke uitstalling van Allegretto Estefet in Stilbaai gemeenskapssaal gesien. Goeiemôre Leon, welkom by Dag Radio. Môre. Dankie dat jy ons genooi 'n bietjie by jou aan huis te kuier. Ek voel nou so geëerd. Al die so lekker om hier Al die chocolates. Al die chocolates en koekies wat hulle vir ons gebring het. Met jou groot liefde vir musiek, wat is jou gunsteling tipe musiek? Ek dink rock and roll, maar meer soos die ouer tipe rock and roll, soos Elvis tipe rock and roll in die 50s tot by die 70s. Verder hou ek nie so baie van die nuwe rock and roll nie. Ek hou ook van country musiek, baie groot liefde vir country musiek en Afrikaanse musiek. Dis maar my genres van musiek wat ek baie van hou. Jy hou daarvan om musiek op te lees buite. Watter bekende sangers het jy gesien op te doen? Want ek sien jy het 'n hele lys. Ja, ek het nie so 'n lys net geskryf. Die eerste sanger wat ek ontmoet het en wat ek gaan kyk het was Steve Hofmeyr. Hier in die gemeenskapsaal hier in Stilbaai ons hom gaan kyk. Toe het ek saam met hom op die verhoog gestaan. Dis nou al 3 jaar terug en ek breek nou nog daaroor. En ons het Jack de Priester gaan kyk, Joe Black, Fatman, Bok van Blerk, Robbie Wessels, Kurt Darren. Ons het vir Kurt Darren gekyk, maar ons kon hom nie ontmoet nie. Dit was by die KAK&K. Maar dit het gereën en dit was nat, so dit was baie moeilik om vir die mense na die tyd te kry. En ook by die KAK&K dan vir Bartu, Tino, Christine en Douda ontmoet. Ja, wel is ook goed. Ja, baie goed. Dis dit. Wie sou jy graag wil sien op jou jou groot aanhanger wat jy sien wil graag wat sien op dit is nou, as hy nog geleef het, sou ek hom wou gaan kyk het, en teen Jordan, ek sal hom baie graag wou gaan kyk het, dit sal vir my baie lekker gewees het, en David Kramer sou ek ook wou gaan kyk het, maar hy het mos nou optree, maar ons het hom ontmoet, en hy het vir my gitaar geteken. Ja, ek is baie bly daaroor. Waar het jy hom sien optree? Ons het hom by 'n koffiewinkel een keer gekry en toe teken hy vir my gitaar en toe speel hy vir my Meisie sonder sokkies, my gunsteling liedjie van hom, toe speel hy dit vir my op my gitaar. Pragtig. Ja. Sjoe. Ja. Ons gaan nou eens 'n musiekbreek vat saam met Leon. Leon, wat is 'n liedjie wat jy graag luister? Land van Melk en Jingen van Bok van Blerk. Hoekom het jy Melk en Jingen gekies? Dit is 'n liedjie vir as ek eendag 'n konsert sal wil hê of in 'n konsert sal wil wees, dan sal ek wil open met dit, want die liedjie het half 'n bang as 'n mens begin daarmee. So, ja. Okay, ons gaan luister na Melk en Jingen. Ons gesels lekker met Leon Lou. Ons het lekker geluister na Melk en Jingen. Ons gesels lekker met Leon Lou hier so vanoggend. Nog weer welkom Leon. Dankie. Op watter ouderdom het jy begin gitaar speel? Ek dink dit was regtig 'n vaste ouderdom waar ek begin het, want van wat ek kan onthou, van het ons in Stilbaai getrek het, as ek 'n gitaar gesing het, dan sal ek soos met dit speel nou, en ek het met my ma se gitaar gespeel, toe ons nog in die kerk se pastorie gebly het, toe het ek ook daar gesit en gitaar gespeel, maar ek het nie noot of niks geken nie, en ek het groot geword met baie van die liedjies wat my oupa Boysen vir my gespeel het, Victoria Boy, Ou Ryperd en Skipskop. En ek het altyd daaraan gedink, ek wil vir hom kan Victoria Boy my gitaar speel, en ek kry net nog nie die, hulle noem het picking, daai intro van Victoria Boy, kry ek nog nie heeltemal reg nie, maar ek het altyd probeer doen, van jonk af het ek al probeer vir hom 'n liedjie speel, en ek het vir my ander oupa, my oupa Lou, my pa se pa, het ek, een van sy gunsteling liedjies is Little Drummer Boy, van Bonnie M, en toe dit nou Kersfeestyd was, toe het ek vir my gitaaronderwyser, het ek nou gevra, kan ons asseblief dit vir my oupa doen, want ek wil baie graag dit vir hom kan speel. Ek sien jy het vir ons gitaar op hier, so, hoeveel snare het die gitaar, al gesien ons nou begin? Hy het 6 snare, maar by my is dit hang af, want ek breek wekeliks 'n gitaarsnaar. Wie het jy geleer gitaar speel? Tannie Annelette Donald, sy was nou ook daar by die Allegretto, sy het saam met my klavier gespeel, met Bad Moon Rising, en sy is 'n wonderlike gitaaronderwyser, sy het vir my al dromme geleer, so ek weet nou half om dromme te speel, en dit is baie lekker om by haar klas te kry. Ek sal elke keer wanneer sy nou in die middag kom,
dan sal ek nou hier reg sit om 'n nuwe liedjie te leer, want sy sal altyd vir my elke keer 'n nuwe liedjie bring as ek 'n nuwe een wil hoor. Dan sit ons met hom totdat ons hom gespeel kry. So julle twee saam gespeel by Alkret. Ja. So hoe was dit geweest dat julle twee saam gespeel het? Het meer gemaklik gevoel saam met haar? Ja, want ek het nog nie regtig ek kan nog nie heeltemal sing nie. Ek weet nie, ek wou net nog nie al gesing het nie. So toe ek by die idee kom om dalk klavier as die stem te gebruik vir die liedjie, want ek het alleen die intro gedoen. Ek het nou die normale gitaardeel gedoen, maar sy het al die deel van Creedence nou, of John Fogerty wat nou die leier is van Creedence, as hy nou die woorde sou gesing het, dis nou net vervang met sy wat klavier speel. So ja, dit het eintlik baie goed uitgewerk. So verstaan jy, jy's op deel van Tri-Fire Gospel Band. Ja. Kan jy ons meer vertel van die band? Dit is ons NG Kerk in Stilbaai se band, en ons elke Sondag is ons die mense wat nou sal lei met die musiek. En by die tweede diens is ons nie betrokke nie, maar net by die eerste diens. En ons het nou al 'n praise and worship by Langenhoven gaan hou. Dit was baie lekker. En die mense wat deel is daarvan is om Daniel Matthee, hy speel basgitaar. Om Dwayne Becker, hy's akoestiese gitaar. Tannie Annette Matthee is klavier. Tannie Larissa is op die dromme. Oom Jacques Du Plessis is elektriese gitaar en partykeer ook akoestiese gitaar. Dit hang af, want ek sal partykeer elektries speel en dan hy akoesties. En Tannie Michelle en Tannie Tessa is ons vocals. Julle is elke Sondag as julle speel julle net. Ja. So gaan julle weer so jeug dan hou? Ja, band? Die onderwyser wat dit reël het vir ons al gevra om dit weer te doen, want hulle sê die kinders het dit baie geniet, want ons het dromme en alles saamgevat. Dit was 'n baie groot ding vir ons. Ja, alles het gegaan. Ons sou 'n toerbusie gereël het. Ek wou 'n toerbusie gehad het vir dit. Maar ja, so ek dink dit sal vir my baie lekker wees om dit weer te doen, want die kinders geniet dit as ons dit doen. Ja. Jy is ook onlangs gekies vir Alberto Estefan om deur te gaan in die finaal met jou gitaarspel. Ja. Wil jy vir ons asseblief vir die luisteraars speel wat jy gewen het? Ek het al 'n voorsmaak gehad voordat ons begin uitsaai het. Jy het vir ons wat dit klink baie goed, so die mense kan dit geniet. Ja, dit is Badman Rising van Creedence en hy klink so. Ja, dis ek kan so gitaar speel. Hoekom het jy hom gekies om dit te gespeel? Want dis is dit 'n moeilike liedjie, is dit 'n maklike liedjie? Dit is eintlik die manier hoe ek het gehoor dat as John Fogerty hom nou optree, dan of as Creedence dit nou sou opgetree het, dan sou hulle baie moeiliker akkoorde gebruik het, wat ek nog heeltemal kan doen nie. En toe het ek en Tannie Annelette nou uitgevind dat ons dit kan D, A en G speel. En so dis vir my baie maklik, want dit is vir my die 3 maklikste akkoorde om te speel. So dan dis vir my maklik en dan kan ek hom net uit my kop uit speel. So dis vir my baie lekker om hom te kan speel en ek het hom ook eintlik gekies want my ma het baie van Creedence gehou en sy hou nou nog van hulle en dan ons sal dit luister in die oggend op pad skool toe en as ons gery het, dan sou ons 'n USB gehad het wat ons in my ma se jare ingesit het, dan is dit Creedence die heeltyd wat gespeel het. So dit was vir my baie lekker. So ek het half groot geword as mense kan stel met Creedence, ja. Hulle het goeie musiek. Baie musiek, ja. Saam met jou liefde vir musiek het jy 'n groot versameling met Elvis begin. Vertel 'n bietjie van die Elvis ding wat ek al gelees het, wat Elvis se Presley se versameling wat het. Vertel 'n bietjie meer van die Elvis. My oupa het vir my geleer van Elvis. My oupa Boysen en hy het vir my Jailhouse Rock gespeel en toe het my ma vir my ook meer begin vertel oor Elvis. Ek het half altyd geweet van Elvis as die ou met die swart hare en die ou wat baie beweeg het. En toe het ek nou meer oor hom begin uitvind het en toe het my ma vir my sy 2 CD's van Elvis gehad en
dit was sy eerste paar treffers, het die een CD gehad, so sy 1950 se treffers, en die ander CD was sy love liedjies. En so ek het daai CD stikkend geluister, en toe het ek net, mense het toe begin uitvind ek hou van Elvis, want dit is half, iemand van my ouderdom wat sulke groot liefde het vir Elvis, dit is raar, en so mense het begin vir my van hulle Elvis goed gee, en ek het begin van dit ook aankoop. Soos 'n baie vriendelike tannie het vir my, sy was Graceland toe, na Elvis se huis toe. En toe bring sy vir my van die bordjies terug daar, en lepels, en die kaartjies, en alles wat sy gehad het, sy vir my saam teruggebring. Ja, so ek's baie gelukkig vir dit. En ek het sy konsertkaartjie van 1974, ek het dit in 'n pandjieswinkel gekry. Dis 'n hele collection wat daar was, al van Elvis se goed. Toe koop ek so van dit aan. En my ander ouma en oupa wat in Limpopo bly, hulle het vir my van hulle plate gegee. So ek het daar ten minste 7 Elvis plate uit hulle versameling kon uitgekry het, en 'n baie skaarse plate. Een van die wêreld se skaarste plate het ek daarin gekry. The Beatles se White Album. Dis een van die skaarste plate ter wêreld. Toe het hulle dit toevallig gehad. Nou het ek dit in my besitting. Yes. Ja, so ek's baie gelukkig. Wat het jy besluit om Elvis versameling te begin? Ek dink dit is half ook my ouma en oupa wat nou deel was daarvan, en hulle het nou liefde daarvoor gehad, en ek het net, dit is, mense kry nie meer regtig sulke tipe musiek nie, dit is baie skaars om sulke tipe musiek te kry, en dit was half nuwe tipe musiek vir die 1950s, want daai tyd was dit Frank Sinatra, en ek weet nie wie daar nou nog was nie, en dit was baie meer klassieke tipe musiek, soos My Way van Frank Sinatra, en goed soos dit, en Frank Sinatra het niks van Elvis gehou nie, en toe het Elvis net, hy het nie beplan om so te beweeg nie, hy het net, hy het so gestres, toe hy die eerste keer op die verhoog kom, hy het net begin dans, en toe het al die mense mal gegaan daaroor, en toe het hy net so begin populêr raak, en dit is half, wat die barrier gebreek het om nuwe musiek te begin. Soos baie mense sê, sonder Elvis sou Michael Jackson, die Beatles en dit nie bestaan nie. Maar ek dink, sonder Elvis sou dit bestaan het, maar dit sou net baie langer gevat het, want Elvis het dit al ontbloot, as mens so kan stel. Hy het dit al bekend gemaak. Yes, nou leer ek weer goed. Ek is geweet van Elvis. Yes, so. Kan jy sê, hoeveel plate het jy al versamel? Dit is baie. Ja, dit is verskriklik baie. As dit kom by Elvis plate, is dit 49 altesaam. Soos toe oom nou hier ingestap het, is die sulke dik bundel. Wat ek by 'n tannie gekoop het, dit is 9 Elvis plate, en is al sy treffers. En ek het 7 singles, dit is nou die klein plaatjies, en dan het ek 4 van hulle wat, nou die ene is wat na 7 single kom, ek weet wat mense hulle noem nie, maar dit is 'n baie bros materiaal wat dit uitgemaak is, of die manier hoe dit gemaak is, want as mense 'n normale plaat laat nou val, hy sal net val, as die ene val, breek hy soos glas, dan shatter hy, so hulle is baie, is moeilik om hulle intact te hou, want hulle breek verskriklik maklik, en ek het 39 langspeelplate van Elvis, so ja, dit is, ek het nou, vir my verjaarsdag, het ek nou beginne Elvis plate, het ek gekoop, of met my verjaarsdag wat nou aankom, het my oom vir my Elvis plate nou gekoop, en dit is Jailhouse Rock, is die een plaat, en sy eerste plaat met Blue Suede Shoes op, sy heel eerste een wat hy gemaak het ek ook gekoop, ek betaal dit nog af by hom, ja, hy het vir my afslag gegee, omdat dit nou al my verjaarsdag geskenk gaan wees, geef my nou afslag, en ek betaal nou nog die ander 2 by hom af, ek het al die een afbetaal, en ja, en die ander een is sy gospel treffers, hy sing verskriklik mooi gospel. Ja, ek het gehoor, hy sing, ja. Hy sing, behalwe plate, het jy nog ander interessante iets wat jy versamel wat ek... Ja, ek weet nie, dis maar my childhood versameling is nou die Jurassic Park goed, die dinosaurs en dit. Ek was 5, toe het my ouers my die eerste deel van Jurassic Park gewys, en dit was vir my, dit was iets heeltemal anders as wat ek aan gewoond was. En toe het ek het regtig 'n baie groot liefde gekry vir dit, en ek is nou nog besig om die flieks te kyk en die goed te versamel. So, ja. Soos ek verstaan, jy is een van die grootste Elvis Presley versameling in die Wes-Kaap en Suid-Kaap.
Sal jy miskien enig wat verander in die Guinness World Record wil ook wees? Ek sal baie graag daar wil wees, maar ek weet nie of dit sal wees vir die grootste Elvis collection nie, want 'n rukkie terug was daar 'n oom in die huisgenoot, hy het 'n verskriklike groot Elvis collection. Hy het 2 double garages vol Elvis goed. En ek weet nie of ek ooit by dit gaan uitkom nie, maar hy is nou 'n bietjie ouer as ek, so hy het meer hy kon dit meer gekoop het, want ons is hier in Stilbaai. En ons het 'n paar pandjieswinkels en daar kry ek maar van die Elvis plate hierso. Dis ek dink elke pandjieswinkel in hierdie dorp ken al vir my. Maar ja, so ek dink ek sal die collection definitief wil uitbrei, maar ek weet nie of dit in die Guinness World Book of Records gaan kom nie. Ja, en miskien is hy ja. Ja, miskien. Miskien raak hy nog. Ja. Behalwe Elvis, is plate, wat anders plate spelers en CD's het jy nog? Ek het Sangers. 'n baie groot Steve Hofmeyr collection. Want oom was mos daar die jaar toe toe ek en hy 'n foto neem by al my Steve Hofmeyr goed. Dit is vir my, hy sing vir my verskriklik mooi en ek het baie van sy goed al in die pandjieswinkels gekry. Maar ek kort nog 2 CD's en dan kort ek nog sy plate, want hy het mos begin met plate met Agter Elke Man en Desert Bound was sy eerste een. So hy het begin met dit en ek sal dit nog ook wil versamel. David Kramer, ek het baie groot liefde vir hom. Ek het ook my eie Roy Vellies wat ek partykeer kerk toe dra. En ja, ek het sy plate en van sy CD's, The Beatles, ek het van hulle goed, maar dit is baie skaars en baie duur. En daar's 'n Tanny Sue. Sy het vir my die Beatles se een plaat gegee. Dit was vir my baie groot eer om dit nou te hê, want ek het baie van die plate ook by my ouma mos gekry soos wat ek gesê het. En nou dat ek dis 'n splinternuwe, het ek nou die een Beatles plaat. Mense wat ek nou versamel, Jack de Priester, Lorika Raug, versamel ek ook baie. Ons het al by die 100 jaar viering van Afrikaanse musiek in die DHL Stadium. Toe het sy daar opgetree en ons het dit gaan kyk. En dit was regtig 'n belewenis, want daar was 55,000 mense en hulle almal hulle selfoonliggies uitgehaal en saam met Lorika haar liedjies gesing. Soos Kinders van die Wind en Mannetjies Roep. So dit is baie mense en teen Jordan, maar baie van die musiek wat ek van nou het, dit moet nie gemors wees as mens dit nou so kan stel. Dit moet luister musiek. Ja. Ek sal na partytjie tipe musiek hou as mense dit nou so kan stel, maar ek hou nie baie van die musiek as dit nou net kom mense wat sing oor hulle wat drink nie. Dis nie die tipe musiek wat ek van hou nie. So ja, ek sal na Kerdern luister, maar ek sal nie na al sy liedjies luister nie as ek dit nou so kan stel. Ja. Jy kyk op na die Steve en alles. Ja, Steve, hy skryf hy het een liedjie oor hy wat drink of goed soos dit nie. Hy skryf baie diep. En Teens het ook baie mooi geskryf. Dis baie goed musiek geskryf, ja. Lorika Raug se man het mos Mannetjies Roeg geskryf. So en Elvis Blue het ook baie diep musiek. Sy nuwe liedjie Herinneringe, dis is vir my baie mooi liedjie. Ja. Sjoe, dis. Ons gesels so lekker. Laat ons eers weer op 'n sekere waterbreek van die musiek. Leon, wat 'n graag liedjie wil jy nou luister? Skepe van Joe Black is vir my ook 'n baie lekker liedjie. Tannie Annelet het vir my ook ek het hom geleer om te speel op die gitaar. En my sussie ook verskriklik baie van Joe Black. Sy was baie gelukkig toe ons hom nou hier in Stilbaai kom kyk het. Toe het my vir haar sy gitaarpiek gegee. Wat hy mee gespeel het, dan staan daar op sy Joe Black. So sy is baie gelukkig met dit en hy was baie verbaas om te sien ek kom daar met CD's aan vir hom te teken. Ek is een van die min mense wat nog CD's agter die sangers aandra om te teken. So ja, Skepe is vir my baie lekker liedjie. Het jy nog steeds so lank baard? Hy wissel maar so. Partykeer sal hy dit hê, maar toe ons al gekyk het, toe het hy sy baard was half skeef. Hy het gesê hy het die helfte van die baard verkoop. Vir R25,000. Toe hy daar by die konsert was, hy het die helfte van sy baard verkoop. Maar ja, maar hy het nog steeds ten minste 'n langerige baard gehad toe ons al gaan kyk het. Maar vir jou kan maar lang baard groei en dan kyk ons nou. Ons gaan luister aan Skepe van Joe Black. 'n skip word in die snelste maar vir my te gaan.
Ja, ons het nou lekker geluister na skepe. En die skepe is weg. Hier sit saam met Lian. Lian, ek het 'n boodskap gekry van mense uit Nelspruit uit. Francisca en Johan Minnar. Sê hulle luister uit Nelspruit vir jou. Dis lekker. Hulle geniet die musiek. Baie dankie. Hulle het jy gaan nou vir ons eers gou eers 'n liedjies bietjie speel vir ons. Wat gaan jy vir ons speel en sing? Ek weet nie, soos 'n paar wat oom, ek weet nie of oom kan ene kies hier so, weet jy wat oom sal wil hoor hê? Oom kan Blue Suede Shoes. Ja, Breakfast Shoes. Okay. Vir my om. Daar kan ek 'n bietjie dans vir jou. Okay, ek kyk wat ek kan doen. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 get ready now, go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. We can do anything but lay off of my blue suede shoes. You can knock me down, say to my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do, but lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. We can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, the blue suede shoes. 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 We can do anything but lay off of my blue suede shoes. Jo. Ja, ek het maar net die akkoorde daai uit my kop uitgetrek. Ek het nie heeltemal geweet wat ek wou aanvang nie. Dis ek het op gaan dans hier. Dit kom by Elvis gou vinnig. Jy het onlangs Elvis se fliek gaan kyk. Ja, die epic fliek van Baz Luhrmann. Dis dieselfde ou as wat die vorige Elvis fliek gemaak het met Austin Butler as die hoofrol. En dit is 'n briljante fliek. Dit is nie asof dit lankdradig geraak het en dit is nie soos wat meeste Elvis flieks het eindig nou hartseer toe hy nou doodgaan nie. Dit eindig op 'n hoogtepunt. Want dit is al sy konsert footage, dit was soos verlore. En toe het hulle dit nou weer gekry en daar's baie lekker liedjies daar binne, so Suspicious Minds en ja, en liedjies wat mense nie regtig weet wat hy rekord het nie, soos Walk a Mile in My Shoes, hy het een van die Beatles se liedjies Get Back gesing. So dis baie van die onbekende goed wat hulle nou weer terug in die fliek gesit het wat dit nou meer bekend gemaak het. Ja. So. Ja. Wat ek kan nou nie op die vraag nie. Wat sê jou vriende almal dat jy so groot aanhanger is vir Elvis? Waarvan hulle sê vir my Michael Jackson is beter. Ja, maar ek bly nog steeds staan Elvis is beter. Of Michael Jackson het meer wêreld bekend geraak. Michael Jackson het by Elvis geleef tot Ja, dis wat ek sê. Maar ek dink Elvis het 'n baie beter of sterker stem as mense so kan stel. Want hy het baie later in sy lewe het hy baie meer begin fokus om sy stem te gebruik as om te dans. Soos liedjies soos Hurt en Can't Stop Falling in Love het hy later baie sy stem in What Now My Love by die Aloha from Hawaii konsert het hy baie krag gegee in die liedjie in. So hy het dit baie verander of as mens so kan stel. En hy het nie meer so baie gedans nie. Maar ja, hy het maar ook ouer begin raak en so ja, maar hy het 'n verskriklike mooi stem en baie mense sê dat Michael Jackson nou, hy was meer wêreldbekend, dis kom hy beter was, maar Elvis, hy kon nie uit Amerika uitgaan nie, as mens so kan stel, want sy manager was 'n illegal immigrant, want sy manager kon nie uit die land uit gegaan het, so hy kon ook nie. En niemand het tot na Elvis se dood uitgevind dat hy eintlik of 'n rukkie voor Elvis se dood, niemand het geweet dat hy eintlik 'n legal immigrant was nie. So ja. Jo. Dis ek leer nou baie goed hier vandag van Elvis wat ek nie weet nie. Jesus, ek dink ek sê jy moet nog 'n onderhoud met jou. Dis die dalk op een netjie vir ons verspeel, laat ons nog verder gaan. Laat ek kyk of ek hierdie ene kan doen. Ek ken 'n ou liedjie van lewenswel en weer, van langs vergaande skepe in die kellers van die see. Die woorde is vergete en toch die dingetjie draai
Dus van bekende greepies uit 'n baie ou verhaal van zwervers sonder rigting, van soekers wat nooit vind, en eindelik was almal maar net kinders van die wind. Ja. Ek het 'n boodskap gekry. Jy sê die glo wie vir my nou boodskap O, gesien. Jou ouma uit Nelspruit het my boodskap gesê, hulle luister lekker saam hierso. Ek bly. Ja, en dan het Frans sê hy luister gesê, hy sê wel dan sy voete juk aan lekker. Baie dankie aan almal wat luister. Dit kom in 'n ander versameling. Ek sien jy verstaan jy het ander versamelings ook wat jy het soos die Jurassic Park Ja. en Legos. Vertel ons 'n bietjie meer van dit wat jy ook het. Die Lego het in 2022 dink ek was die eerste of 23, kan nie nou heeltemal die datum onthou nie, was die eerste keer toe ek deelgeneem het aan die Allegretto. En toe ek uitgevind het daar is 'n Lego afdeling, was dit vir my half 'n dream come true, want daai tyd was ek was baie te doen met Lego. En daar was hierdie groot Lego conventions oor see en ek het mense kon nooit eintlik mense Lego uitgestal het wat ek van geweet het hier in Suid-Afrika nie. En toe ek nou die kans gesien het, toe het ek dit was 'n paar maande voor die tyd. Toe weet ek nou nie wat ek gaan bou nie. Dit was nou vir my nie seker groot ding nie en toe het ons by my ouma en oupa gaan kuier en my oupa het vir my altyd hierdie blokkies. Hy het baie goed met houtwerk en hy maak vir my die dis is dominoes, maar soos min of meer so groot. En dit is toe bou ek 'n arena met dit. 'n Afrikaanse groot klein arena. Okay. En toe speel ek met die Lego mannetjies, nou die Lego mannetjies Steve en daai netjies Teens en daai is Johanita Du Plessis. En toe bou ek dit uit Lego uit. En toe gaan ek deur na die volgende ronde toe. En toe wat ek baie bly was is vir die laaste 10 jaar is die grootste ding wat ek nou al wou gesoek het, is 'n Lego trein. En toe ek dit daai jaar op my verjaarsdag, toe ek hom kry, toe sit ek dit by my Lego en toe bou ek soos 'n dorp met 'n buitelug Afrikaans groot daar. En toe was dit my eerste keer toe ek die Allegretto se Lego wen en sover elke jaar is ek eerste en wen. Yes. Ja, en dit is vir my dis baie lekker om eintlik deel te neem daarvan. En jou liefde vir Jurassic Park, waar het dit gekom van hom? My ouers wat vir my eintlik die fliek gewys het, mos toe ek dan 5 was soos wat ek gesê het. En dit is vir my as mense kan stel, dit is nie soos dis nie 'n horror fliek nie, maar dit is dis ook nie nou 'n kinderfliekie. So dit is vir my is 'n lekker middle ground en dit is vir my baie lekker storyline eintlik. En ek het weet jy, iets daarvan het ek het baie van begin hou en toe het ek het meer en meer van die goed begin collect. En ja, en ek het baie van die goed van die vintage speelgoed van die 1990s het ek ook probeer begin collect, want ek hou baie van die vintage tipe speelgoed, want dit moes begin by 'n boek. O ja. En toe die eerste speelgoed wat hulle gemaak het voor die fliek was gebaseer op die boek. En toe was dit die goed is nou baie skaars. So ek probeer maar my hande op hulle kry. Ja. Ek is ook 'n groot fan van Jurassic Park, so ek like ook van Jurassic Park. Die Legos jy vertel van die Legos versameling. Ja. En jy modeltreintjie? Dit is eintlik my pa se pa, wat nou in Limpopo bly. Hulle het vir my 'n boks treinspore gestuur. En toe het ek het baie daarvan begin hou en ek was toe ek baie jonk was, het ek van Thomas se Tank Engine gehou. En toe het ek my liefde vir treine net ook begin uitbrei en toe het toe ek nou uitvind van hierdie modeltreine, dit is nie half as mense kan stel dit kan speelgoed wees, maar dit is nie speelgoed nie. Want meeste mense begin as hulle nou 70 is of ouer, dan doen hulle dit nou. Maar ek het net van jonk af het ek baie daarvan begin hou, want dit lyk baie realisties en dit is baie cool want jy maak jou eie wêreld. Want ek het nou daar in my kamer, ons het mos 'n double garage en vat ek een garage om my trein in te bou. Dis die arme mense, die arme maar is 'n goed staan ek my buite kan. Ja, dis kom ons hierdie vertrek aangebou het. Ja, so dit is vir my baie lekker en toe het my ouers vir my eerste modeltrein wat ek gekry het was 'n Amtrak. Elektriese diesel en toe het ek net soos
ek het een sirkel gehad vir dit. En daar's mos daai treinmuseum in George en hulle het daar sulke klein modeltreintjies en ek is altyd so intoe, dan gooi jy R5 daar in 'n boksie, dan ry die trein. Ek dink ons het dus R200 spandeer om die trein te laat ry. Dit was verskriklik. Maar ja, en dit was vir my baie cool om te sien hoe hulle ook nou soos wat ek gesê het, hulle eie wêreld bou en wat ek nou ook doen en ja, so en toe het ek net vir ruk het ek het opgehou want ek weet nie, dit was vir my ek het as mense kan stel nie meer lus gevoel daarvoor nie, want dit was te veel moeite, want jy moet die spore nou skoonmaak en die wiele skoonmaak en die krag en dit en dit en dit. Maar dit het vir my nou al enjoyable geraak, toe ek nou weer begin met dit. Dit is vir my lekker om die progress te sien wat 'n mens maak, want ek is nou na die HB Expo, lyk en alweer heeltemal anders, want ek het hom 2 dae voor die HB Expo, het ek my ou ene afgebreek, want ek het nie heeltemal goed genoeg beplan vir hom nie, so ek moes toe 'n paar keer die goed oordoen, maar toe het ek nou die bord omgedraai, ek het alles afgesand aan die ander kant, toe draai ek die bord om, ek begin van voor af, en dit is vir my net baie enjoyable om dit te doen, en ek het nou, dit is lekker om die progress te sien, en ja, ek vorder nou, ek is amper klaar met hom. So Hoe lang bou mense dit? Hang af hoe groot dit is, en wat se skuil daar is, want ek is uit jou, dis 5 cm hoë treine, ek skat nou, ek nie hulle nie al by my nie, maar daar is ook G-scale, en hulle, dis wat hulle mense in hulle tuine laat rondry, dan sit hulle die spore, en dit is groot, baie groot, maar dit is duur, dit is R20,000, het ek een gesien vir die een trein, en dit is, en die elektrisiteit wat 'n mens dan ook nog moet betaal om die trein te laat ry, maar hierdie een van my, het ek nou, binne 2 weke het ek nou al baie vordering gemaak, want ek het half beplan daaroor en ek het nou al die geruwe by my gehad om dit te doen. So, want ons het by P&A en oral nou die grasies en die klippies en alles nog gekry om dit te kan doen. So mense maak baie vordering, maar as mens uitbrei, dan dit vat lank en dit is nie asof 'n mens net een boksie daar kan hê om nou die hele mens kan nie nou 'n verskriklike groot spoor bou en nou 'n baie klein kragboksie hê nie. Die mens moet half die een deel is op daai kragboks en die ander deel is op die kragboks en die wiring en die elektrisiteit wat mense moet bysit is ook baie moeilik en dan kan mense as mens wil die huisies se binnekant liggies gee. Ja, so ek het kersliggies gevat, so ek het dit aan die binnekant van die geboue. Maar ja, so dit is moeite, maar dit is baie lekker. Maar jy moet alles opbreek as jy nou soos die uitstelling toe. Ja, dan moet jy weer alles opbou wie daai kan. Ek weet nie, want wat ook die probleem was met my vorige spoor was, dit was nie, ek het nie goed vasgeplak nie, so dit skuif rond en die probleem is, die spore moet presies by mekaar geconnect wees, dat die krag kan deurgaan, en as dit nie is nie, dan haak die trein, en so, ek het die spore geplak nie, en ek het nou begin die spore plak, so as dit nou vas is, dan is dit baie makliker, al wat ek dan moet doen is die spoor skoonmaak, dan sal die trein ry, maar daai tyd het ek nie goed vasgeplak nie, en dit was ook 'n probleem, so ek het net gesukkel om die trein te laat ry, maar nou het ek van die goed begin vasplak, soos die gras en die goed, so dit maak dit bietjie makliker om nou dat die HB Expo te vat, ja, en ja, ons druk dit in die agterkant van my pa se kar in, ja, maar dit is vir my baie lekker om dit te doen, en wat vir my ook baie lekker was, is toe ek daar was, het daar 'n oom en sy kleinseun gekom, en hulle het na die my treinspoor nou kom kyk, en dit was vir my een van die coolste goed om dit nou te sien, en om te sien hoe 'n kind ook daai liefde het vir dit, en nou te sien dat ek nou die persoon is wat vir hulle aanspoor. Ja, dis net 'n toevallige treinspoor en aanspoor, ja, maar om vir hulle daai om vir hulle nou dit te kan wys, want hier in Stilbaai was daar mos 'n oom wat dit gedoen het, en hy is nou mos Mosselbaai toe, maar dit is vir my baie lekker om daai liefde ook te sien hoe dit uit ander mense, hoe hulle ook dit geniet om na dit te kyk, en geniet om te sien hoe dit werk, ja. Ek het dan 'n vraag hier, terugkom al kyk Stef,
Wanneer is die volgende uitdinne weer? Dis Dis die 10de Augustus. Die instelbaar en gemeenskap sal weer. En ek sê heeltemal seker hoe lank dit gaan vat nie, maar dit is die naweek van vroue naweek dink ek. En ja, so dit gaan min of meer ek dink 'n hele naweek wees, want dis baie goed wat mense kan inskryf. Die hele visual kuns, is daar fotografie, dis die Lego, dit is teken, dit is alles. So wat toe oom nou daar was, om het gesien, daar's 'n foto van Michael Jackson, Ja, en daar is en any other medium. So dit is vir my dit is baie goed wat mense kan inskryf, en dit is vir my baie lekker om deel te neem daaraan, want dit is 'n hele naweek wat jy daaraan kan spandeer, om deel te wees daarvan. baie werk. Ja, dit is baie werk, maar dit is baie lekker, en 'n mens voel goed na die tyd. Want even as jy nie nou die toppresteerder is in daai klas van die goed nie, jy word nog steeds beloon, en hulle sê vir jou in wat jy kan verbeter, maar hulle doen dit Mooi manier. ja, 'n mooi manier, ja. So dit is lekker, en 'n mens wil luister as hulle vir jou raad gee. Soos wat ek nou vir my any other medium gedoen het, ek het 'n klomp huisgenote wat ek gehad het ek daar's mos in elke huisgenoot daar 'n musiekafdeling. Dan sal ek die sangers uitknip, en dan plak ek dit nou daarop, en my sussie het my ook 'n bietjie 'n idee gegee. Ek het 'n ou treinspoor gehad, toe gebruik ek dit vir die nek van die gitaar, soos die, en ek het die gitaar so in die middel gehad van die prent, en om dit het ek die sangers geplak, en toe het ek met kleurpapier die res van die gitaar gedoen, en die nek van die gitaar was 'n treinspoor. En soos die any other medium, jy kan enigiets gebruik wat jy wil vir dit. En dit is vir my baie lekker om dit te kan doen, want dit laat kreatiwiteit vloei, as mense dit so kan stel. Ja. So jy is nou deel in die finaal toe. Ja, met my gitaar speel, met die Lego, en ek dink 11 goed. Dis ek met deel, en ja, soos ek sien baie uit daarna. Ek sien jy het 'n trofee ook gewen. Ja, Ja, ek sien dit om met 'n trofee te gewen. Dit is vir my verskriklik lekker, want ek het daarin ek het al gekom net met die idee van ek wil graag 'n sanger raak as ek ouer is, en ek wil nou al kan eksperimenteer vir stage personality, as mense so kan stel, hoe ek nou op die verhoog wil wees, en dit, want mense soos David Kramer, baie gedans en baie energie op die verhoog, en mense soos Stanley Lorica Rauch was baie meer stilstaande op die verhoog. So ek het maar net uitgewerk wat my show personality is. Ek gaan nie so ronddans as Elvis, so baie beweeg nie, maar ek gaan nog steeds ten minste beweeg, en wat oom Marius nou die eienaar al van die Allegretto, wat hy nou uitgesien, ek het dit geniet, en ek het dit verskriklik geniet, en ek dink as 'n mens nou soos wat ek nou so baie beweeg het en dit geniet het, die gehoor voel dit aan as mens so baie beweeg, en dit geniet. So ja, en ek het ook maar net kontak probeer maak met die gehoor, want as ek kan sien die gehoor geniet dit, dan geniet ek dit nog meer. So ja. Ek dink jy moet vir Elvis pakke intrek, 'n bietjie daar's op Elvis. Ja, ek het eintlik ene, wat ons uit 'n ou trompoppie dink ek, weet wat dit is. Ja. 'n trompoppie suit wat ons gekoop het hier by Odds and Ends, daar die een pandjies van Koliso. Toe het my ma vir my met haar naaldwerk maniere, het sy vir my 'n Elvis pakkie aan mekaar gesit vir ons deernag by Hoërskool Langenhoven. Die theme was Las Vegas, en Elvis het mos baie opgetree daar in Las Vegas, so toe het ek seker gemaak ek kom daar aan as Elvis. Die kinders is seker baie geniet. Ja, baie, ek het amper as elke persoon wat by my stap, dan sal hulle sê, dit lyk cool, of hulle sal vra, kan ek 'n foto met jou neem? So iets is dit. Ja. Jy seker baie girls nou maar so klein. Nee, maar wil my nie. Yes, ek kan nie glo ons ure is amper verby. Ons is so lekker kuier saam met Leon. Yes. So kom ons op 'n lekker oggendprogram wat ons gehad het. Ek het baie geleer oor Elvis en oor jou versamelings wat ons gehad het. Ja, baie lekker om dit te doen. Yes. Ja, nogmaals baie dankie van die Dakdak span. Ons dankie sê vir jou tyd. Vir jou interessante belangstellings en ook jou stoppertjie wat jy met ons gedeel het. Ek glo jy's 'n inspirasie vir ou te jong, maar dankie. Baie, yes. Ek het baie oor na jou gekyk en 'n bietjie
gesien, ek sien jy het 'n paar stickers. Ja, op die hier op my geplak gitaar is. het ek kyk, my ma het vir my vanoggend gesmeek om met die Potsie sticker hier op te plak met die blou beetle op. Nee, maar ek het dit gister by PNA gekoop, maar dit is goed wat ek hier opsit van plekke waar ek by was. Soos hier by Afrikaans grootse sticker, hier's 'n Langehoven sticker want ja, dit was toe by die ontgroening toe gee hulle vir ons die sticker van Wyksdorp, Elvis Blue, die Adu en natuurlik die Dak Radio sticker. Okay. So baie dankie nogmaals vir ons, wat ons weer sê baie dankie. En Geplesier. weet dalk as jy dalk sien as we eendag vir 'n versameling van Dak Radios Ja. se items dalk by jou elections dalk eendag. Wat 'n liedjie wil jy graag hoor vir afsluiting en hoekom? Laat ek dink. Ek sal sê meer as genoeg van Elvis Blue. Want dit is, ek het nou al amper meer as genoeg, want en dit is vir my, soos wat ek voorgesê het, Elvis Blue het baie diep musiek en baie mooi musiek, want op die oomblik van tyd is ek nou in Langehoven, is vir my baie lekker daar, die sport daar en die onderwysers is vir my lekker en ek het eintlik maar net meer as genoeg. Ja. Ja, nogmaals vir ons baie dankie sê vir jou. Nogmaals dankie vir almal, tot volgende keer gesels ons weer met interessante mense, interessante goedes. Nogmaals baie dankie. Hier is Elvis Blue met meer as genoeg.